Goeiemôre disippels van Jesus, ek groet julle in sy kosbare naam. Welkom by les nommer 21. Die titel is, wie die hoeksteen verwerp, is verdoem. Dis 'n kort, maar baie kragtige en selfs vreesaanjaende titel. Maar dit is belangrik om te daarna sal kyk, weet jy hoekom? In die eerste plek moet ons seker maak dat ons saak met die Here reg is. Dis uiters belangrik. In die tweede plek, nog belangriker eintlik, is, weet jy wat, ons is deur die Here geroep om by hom te wees, en hy stuur ons om mense te gaan haal, om verlorenes te gaan soek. Soek die wat verlore is, soek die wat siek is, en bring redding, en genesing, en verlossing, en bevryding. Dis ons opdrag. Nou, as ons wil hê mense moet gered word, dan moet ons hulle kry by die plek dat hulle die evangelie sal glo. Die ware evangelie. En dan moet ons ook kyk, wat het Jesus gesê, en dan vat ons sy woorde en ons sê dit net soos hy dit gesê het. En as hy dit gesê het, dan kan dit nie verkeerd wees nie, maar daar is 'n geneigtheid in die wêreld deesdae om mense in hulle gehoor te streel, en mense aan te trek en hulle daar te behou in 'n gemeente en 'n kerk nou so te bou met stene, met loskalk, deur ons preek net mooi preekies en ons wil nie mense afstoot nie. Ons wil nie mense aanstoot gee nie. Nou dit is alles goed en wel. Ons wil nie mense aanstoot gee nie, maar Jesus het mense aanstoot gegee. Nou wat nou? Wat gaan ons doen? En ek gaan vir u die woorde van Jesus lees vandag, uit die Bybel uit. Wat meer kan ek doen? Hoe beter kan ek doen as om te lees wat Jesus gesê het? So ek nooi om my hart oop te maak. Ek pleit by u, dat u seker maak, u glo die regte evangelie. En ek pleit by u, dat u seker maak, dat u nie alreeds gevang is, deur die verleidinge van die wêreld en die versoekinge wat daar is nie. Want glo my, die duiwel het 6000 jaar ervaring, hy weet hoe om 'n mens te versoek, hy ken ons, hoe ons dink en doen, hy hou ons al lang dop. Ek is 72 en hou my al 72 jaar dop, en hy het 'n baie goeie idee, oor waarmee hy my kan versoek. Maar hoe meer ek in Jesus is, hoe meer weet hy kan aan my niks doen nie. Want as ek dit doen, wat Jesus sê ek moet doen, dan het die duiwel geen saak nie. Hy kan nie eers naby my kom, hy moet wegvlug, verleë, dan het nersend, moet hy wegvlug. So, kom ek begin deur te sê, enige iemand wat die hoeksteen verwerp, wie is die hoeksteen? Dis Jesus Christus. Hy is die hoeksteen van, wat ons noem, die kerk, die tempel van die Heilige Gees. Jesus is die fondasie en hy is die hoeksteen. En ons, as gestuurde knegte van die Here om die mense by die Here uit te kry, is die bouers. Maar nou is hierdie skrif wat ek nou gaan mee begin, gaan praat van die bouers wat die hoeksteen verwerp het. Nou as die bouers die hoeksteen verwerp, so as ons wat die woord uitdra, ons is die bouers, ons is die gestuurdes, dan is ons die hoeksteen afronteer en hom nie reg behandel nie, as ons Jesus Christus op 'n verkeerde manier oordra, as ons mense paai en hulle 'n gerieflike woord gee, dan is ons eintlik gediskwalifiseer. Want dan is die knegt nie besig om te doen wat die Here hulle gestuur het om te doen nie. So kom ons lees nou wat sê Psalm 118 vers 22. Ja, dis Oud Testament, maar gaan nou vir julle lees waar Jesus daai selfde skrif aangehaal het. Jesus het baie die psalms aangehaal. Nou maar kyk nou mooi. Ek wil nie met die ore, moenie nou weghardloop nie. Sit nou mooi stil. En maak seker, jy is reg. En kry vrede in die hart. En gaan dra hierdie boodskap uit, net soos hy is. Moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees vir niks nie. Want Jesus is met jou en hy sal sy woord bevestig. Psalm 118 sê,
Die steen wat die bouers verwerp het. Dis vers 22 van Psalm 118. Kyk dit gerus op. Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Het die fariseërs, het die skrifgeleerdes Jesus aanvaar? Hulle wou 'n ander Messias hê. Hy moet nie so lyk soos Jesus nie. En vandag is die mens maar nog net dieselfde. En baie predikers predik hulle eie mooi met sagte doekies en bolletjies en wattetjies om vir die woord, vir die mense, dat die mense net nie ongemaklik voel nie, dat hulle toch net weer kom. Mense moet nie kom nie, mense moet gaan. Ons moet gaan na waar die sondaars is, ons moet die woord bring. God sal sy woord bevestig. Hy gaan net sy baba, gaan hy soen. God gaan net sy woord bevestig, nie ek en jy, sy verdraaiing van sy woord nie. Nou sê die Here hierso, die Here haal hier Psalm 118 vers 22 aan, ek gaan dit nou vir julle lees in Matteus 21, hy het dit aangehaal daar uit Psalm 118 vers 22, hy sê, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, daai steen, daai hoeksteen, daai woord, het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë, sê vers 23. Dit wat van die Here afgekom het, is wonderbaar in ons oë. Nou, hoekom is Jesus nie in almal se oë wonderbaar nie? Wat kom van die Here? Jesus kom uit die hemel, in die gestalte van 'n mens. En die woord sê, dis wonderbaar in ons oë, maar dis nie in almal se oë wonderbaar nie. Die meeste mense het Jesus verwerp, hulle hom verag. Nou, hoe gaan ons mense as bruid voorberei vir die bruidegom, en dit is die hoeksteen. Dit is Jesus Christus. Hoe gaan ons 'n bruid, 'n vrou voorberei vir die hoeksteen? Maar ons stel hom verskillend voor. Ons sê die bruidegom lyk so. En dit is nie waar nie. Dis 'n valse voorstel. Want ons is klaar offended. Ons is klaar geaffronteer dat Jesus sê X, Y en Z. Wat Jesus sê, en ek gaan nou daaroor praat. Jy gaan weet waarvan ek nou praat, want ek gaan nou daaroor praat. En die mense preek nie meer hieroor nie. Want mense hou nie daarvan nie, want die laaste dae sê die woord, wil mense in hulle gehoor gestreel wees, en hulle soek 'n prediker wat hulle gehoor streel. En dit gebeur, ons sien dit. Maar daai woord gaan niemand red nie. Ek wil nie onder 'n valse indruk bring dat u nou gered is, as u ontstel raak oor hierdie woord nie. Want dis die woord van Jesus. Dit is Jesus self. Hy is die lewende woord. So maak jy hart oop en ondersoek jouself. Ek lees weer Psalm 118 van vers 22 en dan lees ek dit vir julle tot by vers 24. Ek gaan dit net rustig lees en onthou die hoeksteen is Jesus Christus. En elkeen wat hom verwerp is alreeds veroordeel. Is reeds veroordeel. Jy moet nie nog veroordeel word nie. Jy is reeds veroordeel. Ek gaan al hierdie skrifte vir u wys vanmôre. Hy sê in Psalm 118 vers 22, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Dis 'n saak van verblyding. Dis 'n saak van om op te spring en te dans en te jubel en te juig oor wie Jesus regtig is. Ons hoef hom nie verkeerd voor te stel, mooier of sagter of meer vatbaar vir die mens nie. Jy moet hom gee soos hy is. Net wie hy is. Hy sal reg gaan sit in die gees van die mens. En dit sal die mens red. Net Jesus kan dit doen. Want dit is die dag wat die Here gemaak het. En daar kom 'n dag wat ons met die bruidegom gaan ontmoet halfpad in die lig. Dis wat die woord sê. Maar dan moet ons reg wees. Ons moet soos die bruid lyk en die bruid sal lyk soos Jesus lyk. So ons moet nou berei. Ons moet nou self goed voorberei dat ons gereed is. Ons gaan nie gereed wees soos 'n valse evangelie verkondig nie. Gaan kyk 'n bietjie weer na die vorige les 20, waar ek gelees het uit Matteus 21.
Vers 42. Nee, ekskuus, Matteus 22, vers 2 tot 14. As jy daar gaan lees, dan sal jy sien, ek gaan dit net gou vanaf weer. Matteus 22, vers 2 tot 14. Ek gaan net vers 5 en 6 en 7 en 8 vir julle lees. Hy sê, maar hulle het hulle nie gesteer aan die uitnodiging na die bruiloft toe nie. Hulle het weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en hulle mishandel en hulle doodgemaak. Vers 7. Toe die koning dit hoor, wie is die koning? Dis Jesus. Toe hy dit hoor, dat hulle nie sy uitnodiging aanvaar nie en weggaan en dit minag. Toe hy dit hoor, toe het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur om daardie moordenaars wat sy diensknegte vermoor het, verag het, verbrysel het, hulle afgekraak het en hulle beskinder het oor internet en op social media gesê het, wat se vreeslike mense is hulle. Nou daai mense gaan verseker met hierdie koning te doen kry, want hy is kwaad. En hy het kwaad geword en die manskap gestuur en sê, daai moordenaars moet omgebring word en die stad, hulle stede moet afgebrand word. Vers 8 sê, daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides is dit nie werd nie. Broer, moenie laat dit vir ons waar word, dat ons nie dit werd is, dat hy ons genooi het nie. Verbly julle in die Here, buig voor die Here, wees sag voor die Here. Tree julle harte, om die Here te eer en te ag en om te aanbid. Ons is gemaak om hom lief te hê en om hom te aanbid. Dit het als by hom begin. Hy is die Alfa en die Omega. Wees gereed. Maar moenie laat die Here sê, die genooides is dit nie werd nie. Ok, ek gaan terug. En dan waar ek net was, Psalm 118, wat ek nou net vir julle gelees het, van Jesus is die hoeksteen. En die wat hom verwerp, gaan regtig groot teleurstelling hê. Hulle gaan ween en op die tande kners en weggaan en in die buitenste duisternis gewerp word. Moenie daai pad loop nie, ek smeek u. En u wat ek nou besig is om toe te rus, moenie mense 'n valse hoop gee nie. Geef hulle die ware hoop in Christus. En laat hulle liewerste buig voor die Here. En dat hulle liewerste nie self behaag nie, maar dat hulle eerder die Here sal behaag. Ons is gemaak om die Here te behaag. Kom ons behaag die Here. Matteus 21, vers 42 sê Jesus vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouers verwerp het, dit het die hoeksteen geword. Hier haal Jesus Psalm 118 aan, vers 22. Hy het gekom, die Here het gekom, en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra. Vers 44 sê, en hy, wat op hierdie steen, hy wat struikel oor Jesus, hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hom val, die sal hy vermorsel. Dis baie sterk taal hierdie. Broers, hierdie goed kom in die mond van Jesus uit. Ek wil vandag vir my haas na Johannes 1 vers 9. Hy sê, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Vers 10. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Dis al syne en hulle ken hom nie. Hulle luister na hom nie, hulle verag hom. Vers 11. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So daar is baie mense wat hom nie aanneem nie en wat hom verwerp. Maar dis hulle wat vermorsel en verbrysel sal word. Want die koning is nie daar om te minag nie. Koning is daar om geëer te aanbid te word. Aanbid die Here. Vers 13 sê, en
vers 12 sê, aan almal wat hom wel aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Almal wat in sy naam glo. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe het. Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur hom te red. Jesus soek die wat verlore is, om hulle te red. Hy het nie gekom om te veroordeel nie. Maar luister nou mooi, hoe werk hierdie oordeel? Vers 19 sê, en dit is die oordeel. Jesus is nie gekom om te oordeel nie. En dit is die oordeel, vers 19. Dat die lig in die wêreld gekom het. En die mense het die duisternis liewer as die lig, want hulle werke was boos. Ons moet mense uit die bose werke kry. God het ons eerste lief gehad. Ons mense kry dat hulle Jesus sal lief hê, hulle sal buig voor hom, en hulle hart vir hom sal gee, in totaliteit 'n volle oorgawe. Vers 21 sê, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Weet jy wie hardloop weg van die Here af? Dis mense wat eintlik weet. Hulle dade en hulle werke is nie aanvaarbaar by God nie. Hulle doen presies wat God sê hulle nie moet doen nie. Dis hoekom hulle vir God verwerp. Maar jy gaan nie regkom deur God te verwerp nie, want ons enigste kans om uit die slagter, die duiwel, mensemoordenaar se kloue uit te kom, is om na Jesus toe te hardloop. Ek vra u mooi, dink mooi hieroor. En wanneer jy gaan om die evangelie te verkondig vir hom reg, soos wat hy is in Christus. Nou gaan ek vir julle vinnig net in Openbaring 20 vers 11 tot 15 lees oor die laaste oordeel. Daar kom 'n laaste oordeelsdag ook nog. Maar dit kan ek vir u sê, dat as jy nie reg voor God leef nie, is jy klaar veroordeel. En die enigste manier om jou oordeel vry te spring, is om by Jesus uit te kom voor die oordeelsdag. Want Jesus, as jy jou berou en jy buig jou nie, dan sal Jesus jou red, want hy is barmhartig, hy is genadig, en hy sal jou red. Openbaring 20 vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en op hom, wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see en die dode, die see het die dode gegee wat daarin was, en die doderyk die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Broers, dit mag vir julle verskriklik klink, maar weet jy wat? Hoe gouer ons die waarheid soos hy is in Christus aangryp en seker maak, ons eer die Here. Ons doen sy weë, nie ons weë nie. Sy gedagtes, nie ons gedagtes nie. U mag dalk sit met 'n gedagte wat u dink ek is verkeerd. Dis fyn. Ek probeer my gedagtes rig in God se gedagtes, want hy sê, ons moet verander en ons moet ons bekeer tot sy gedagtes, in ons gedagtes, moet ons sy gedagtes aanneem, sodat hy ons kan red. Ons kan bekeer, as ons besef, ons is verkeerd, ons het kans om ons te bekeer, en sê, Here, nie my weg nie, maar u weë. Nie my wil nie, maar u wil. Broers, ek hoop jy gaan baie mooi bid en dink hieroor. Tot volgende keer. Goeiedag.